Kom ons word stil voor die Here en sy woord en laat die gejaagdheid van jou dag vir 'n oomblik net agter. God is hier. Ons teks bly Efesiërs 2 vers 8 vir hierdie week. Want uit genade is julle gered deur die geloof en dit nie uit julleself nie. Dis die gawe van God. Kom ek vertel jou van Abraham. Ons noem hom die vader van geloof. Ons sing liedjies oor sy groot geloof. Maar as jy sy storie regtig lees, is dit kompleks. Abraham het 2 keer oor sy vrou gejook om homself te beskerm. Hy het vir Farao en vir Abimelech gesê, sy is my suster, omdat hy bang was hulle gaan hom doodmaak. Sy eie ego, eie lewe was belangriker as sy vrou se eer. En toe God hom 'n seun beloof op 'n ou ouderdom, het hy onder sy asem gelag vir die Here. Hy kon nie wag vir God se tyd nie en het 'n kind gehad met Hagar, sy vrou se slavin. Sy geloof was gebrekkig. Sy vertroue het gewankel, sy gehoorsaamheid was onvolmaak. Tog sê die skrif, hy het God geglo en dit is as geregtigheid toegereken. Hebreërs sê, hy het nie gewankel in geloof nie, dat hy ten volle oortuig was van God se krag. Nou, hoe kan hierdie 2 goed albei waar wees? Hoe kan Abraham tegelyk 'n kampioen van geloof en 'n man met gebrekkige geloof wees? Want hier is die geheim. Die held van Abraham se storie was nie Abraham nie, dit was God. Abraham was 'n gewone man. Hy het geweet sy liggaam was so goed as dood. Hy kom tot die einde van sy lewe. Hy het geweet sy vrou se skoot was dood. Sy kon nie 'n kind baar nie. Daar was niks in homself waarop hy kon vertrou nie. Hy was heeltemal afhanklik van God en God alleen. En hy het klein geloof wat hy gehad het, dalk bietjie skepties, maar in 'n groot God geplaas. En dit was genoeg. Baie van ons worstel omdat ons bekommerd is dat ons geloof nie sterk genoeg is nie, nie groot genoeg is nie suiwer genoeg is nie. Ons kyk na ander mense in die kerk wat so seker lyk, so sterk, so vol geloof en ons voel minderwaardig. Ons dink, as ek net meer kon glo, as my geloof net groter was soos daardie een sin. Maar die waarheid is, dit gaan nie oor die grootte van jou geloof nie. Dit gaan oor die grootte van jou God. Jesus het gesê, jy het net geloof so groot soos 'n mosterdsaad nodig. Weet jy hoe klein 'n mosterdsaad is? Dis een van die kleinste saadjies wat bestaan. Jy kan dit amper nie sien nie. Nou, hoekom sal Jesus so iets sê? Omdat ons 'n groot God het. En is beter om klein geloof in 'n groot God te hê as 'n groot geloof in 'n klein God. Die kwaliteit van jou geloof red jou nie, maar die objek van jou geloof red jou. Dink vir 'n oomblik aan die Israeliete wat deur die Rooi See gegaan het. Die Here het die waters vir hulle oopgemaak, letterlike mure van water, kilometers hoog aan beide kante. Party het waarskynlik gejuig, gehardloop deur die droë land, vol vertroue en opgewondenheid oor die grootheid van wat die Here mee besig is. Maar ander was waarskynlik doodbang. Hulle het gekyk na die mure van water en gedink, dit kan enige oomblik oor ons val. Ek gaan verdrink. Hulle het dalk net 1 voet voor die ander gesit, bewend, half blind van vrees. Verskillende mates van geloof, uitdrukkings van geloof. Maar almal is gered, ewig gered. Die mure van water het vir almal gehou, vir die opgewonde en die bang, vir die vol geloof en die min geloof, want dit was nie hulle geloof wat hulle gered het nie. Dit was God. So vandag, as jou geloof klein voel, as jy sukkel om te glo, as daar twyfel en vrae is, jou klein, bang geloof in 'n groot God is genoeg. God is groot. Hy's groter as jou twyfel, hy's groter as jou vrae en hy's groter as jou stryd. Bring dit na hom toe. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U ons vashou. Maak nie saak waar ons is op ons geloofsreis nie en tot watter mate van geloof ons het of besit nie, van die gawe wat ons ontvang uit die hand uit nie. U is getrou en ons staan vas in geloof in U.
In Jesus naam. Amen.